Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Ag man, dit is baie lekker om jou vanaand te groet, weer eens hierso op Radio Kansel se Hartklank. Ag man, dankie dat jy luister. Dankie aan Radio Kansel wat hierdie platform geskep het en dat ek die voorreg kan hê om ook op hierdie platform die woord van die Here in verskillende aspekte met jou te kan deel uit die woord van die Here. Wat 'n voorreg het ons, want ek wil vanaand 'n bietjie met jou gesels oor iets wat jy dalk van weet, né? Jy het dit raak gelees. En dit is wat in Spreuke 6 staan, dat God 7 dinge haat. God haat 7 dinge. Ons gaan 'n bietjie na daardie 7 dingetjies gaan ons gou kyk en dan wil ek ook vir jou sê en ek wil jou herinner dat hierdie wat ons vanaand gaan behandel, gaan dan natuurlik ook op Potgooi beskikbaar wees. Dank die Here vir hierdie tegnologie. As jy dit wil luister, weer daarna wil luister of vir iemand anders wil stuur, doen so. Dit is beskikbaar daarop Fanie Meiburg YouTube, né? Jy sal mooi sien, dit is baie mooi gemerk, die spesifieke hartklank, kort en kragtig boodskappe. En dan natuurlik is daar ander dinge waarna jy ook kan luister en na kan kyk, so wees welkom. Nou ja, vanaand gesels ons oor God haat 7 dinge. Nou weet jy, die hele Bybel, né, en die hele raad van God handel basies net oor 2 aspekte. Jou aanbidding en jou verhouding tot God, en dan natuurlik jou handelinge en jou verhouding teenoor mense. Want jy sien die manier hoe ons naaste hanteer, het vir my so 'n direkte koneksie met die eerste gebod van jy moet die Here jou God lief hê. Hoekom sê ek so? Want Jesus sê, né, die naaste liefde gebod loop hand aan hand met die Godliefde gebod. Jy kan nie die 2 gebooie heeltemal van mekaar losmaak nie. Want Jesus sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en verstand en krag, en dan sê hy en hieraan gelyk die tweede gebod wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sien jy, hy stel hom gelyk, né? Jy kan hierdie 2 gedagtes miskien skei in definisie, want dit is wat ons kan doen. Maar jy kan nie hierdie gedagtes skei in handeling nie. Nou vanaand kyk ons wat God weer eens vir ons sê, hoe ons naaste moet hanteer. Hierdie ou wat jy sien, né? Waaraan jy raak, met wie jy praat, hoe ons hulle moet hanteer. En spesifiek eintlik oor God se houding teenoor 7 gedragspatrone, as ek dit so kan noem. 7 dinge wat God haat. 7 dinge wat ons as mens teenoor mekaar doen. En houdinge wat ons koester. Wat ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste affekteer. 7 dinge wat instrumenteel in die hand van die vyand is om die mens se verhouding met sy God en sy naaste te verongeluk. Jy weet, so kragtig is hierdie 7 dinge dat God deur Salomo dit nodig ag om dit te stipuleer tot ons kennisname en natuurlik ook tot ons waarskuwing. En ek wil vir jou sê, jou houding wat jy in die publiek en in die geheim openbaar, maak tog saak vir God. Die manier hoe ek en jy ons huweliksmaat en ons kinders, ons verhoudinge, ons werksverhoudinge hanteer, hierdie goed maak saak vir God. Dit is die naaste liefde God wat Jesus gelykstel aan ons liefde, wat ons vir God moet hê, want elke individu op aarde is vir God belangrik. Of jou werkskollega ongered en miskien van 'n ander geloof is, weet jy wat, dit maak nie saak nie. God gee ons nooit die reg om deur ons houding, of ons gesindheid, of ons ingesteldheid,
ons medemens op enige wyse te benadeel nie. God gee ons nie daai reg nie. As kinders van die Here, mag ek en jy nooit dink dat ons die reg van weg het, bo die wat swak gelowig is, of die wat ongelowig is nie. Nou ja, die Bybel sê, dat ons nie mense mag haat nie. Dit is mos so. Ons mag nie mense haat nie. Maar daar is goed wat mense doen, wat ons doen miskien. Gedragspatrone en gesteldhede en houdinge wat God haat. Die Afrikaanse woord sê dit so mooi, hy sê, jy weet wat ons nou self kan interpreteer. God het 'n renons daarin. En as God sekere dinge haat, moet ons dit ook haat. Omdat God sekere dinge haat, moet ons dit ook haat. En daarom sal jy ook verstaan dat God nie die mens op sigself verwerp nie. Hoor mooi wat ek bedoel. Maar dat sonde die mens verwerplik vir God en vir mekaar maak. So alright, kom ons gaan kyk gou-gou na die 7 dinge waaroor die Bybel van praat, waaroor Salomo spesifiek oor praat. Wat is die 7 dinge? Ek het nou 'n baie wye en uiteenlopende inleiding gegee, so kom ons spring weg. Spreuke 6 vers 16 tot vers 19. Wat is die 7 dinge wat God haat? Hierdie 6 dinge haat die Here, hoor wat sê hy, en 7 is vir God se siel 'n gruwel. Nommer 1, trotse oë. 2, 'n leenagtige tong. En hande wat onskuldige bloed vergiet is die 3de. En 4de, 'n hart wat onheilsplanne beraam. Nommer 5, voete wat hastig na die kwaad toe loop. Nommer 6, een wat as valse getuie leuns uitstrooi. En 7, daardie ene wat God verag, nê, die een wat tussen broers tweedrag saai. Nou Spreuke 6 vers 16, nê, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Hoor mooi die beklemtoning van nommer 7. Dit is so asof Salomo en God het so bedoel het dat nommer 1 tot nommer 6 is, jy weet, God haat dit, maar dat nommer 7 is vir die Here 'n gruwel. En wat is nommer 7? Nommer 7 is dat ons tussen broers tweedrag moet saai. Dit is vir God 'n gruwel as mense tweedrag saai onder ander mense. So kom ons gaan gou-gou deur hierdie punte, hierdie 7 punte. En moenie worry nie, ek gaan dit nou nie lank uitrek laat jy nou later voel, jy weet, hierdie ding is nou soos 'n chappie uitgerek nie. Maar kom ons kyk gou-gou vinnig na hierdie 7 gedagtes. Trotse oë, nommer 1, hoogmoed. God haat hoogmoed. Daai ding wat in ons is wat sê, jy weet, in wat hierdie gedagte dat ek is meer, ek dink meer van myself as wat ek van ander dink, ek is beter as ander, miskien in my geloof, miskien in my talent, miskien in my gawe, as ek dit nou so kan doen, miskien in my roeping, miskien as predikant, miskien as werknemer, ek is 'n beter baas. En weet jy wat, 'n mens mag vir jouself sê, 'n mens mag in die spieël kyk en sê, weet jy wat, hierdie kwaliteite is goeie kwaliteite in my lewe. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat die Heilige Gees goeie kwaliteite in my hart gesit het. En daarom kan ek sê, ek is kind van die Here en ek leef hierdie kwaliteite. Maar, dis nie die gedagte van, ek dink meer van myself, ek is beter as anders nie. Want jy weet, hierdie tipe hoogmoed was in die Fariseërs hart, nê. Onthou jy daardie gebed, wat nou in my hart opkom, daardie gebed wat die Fariseër gebid het teenoor die tollenaar, nê, waar hy so gesê het, dankie Here, dat ek nie so sleg en soos hierdie sondaar is nie. Die sondaar in sy gebed net na die Here toe gekom het en gesê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Dit is 'n Fariseërshart. Hoogmoed is 'n Fariseërshart, 'n hart wat neerkyk op ander mense. God haat dit, hierdie aanstellerigheid, nê, soos die duiwel homself, wat homself gelyk met God wou stel, aanstellerigheid, beter weterigheid, soos 'n mens sê. Jy weet, ken jou plek.
Dis eintlik wat God sê. Hy haat hoogmoed, daarom ken jou plek. Weet wie jy is, man. Verstaan wie jy is in God se oë. Nommer 2, leenagtige tong. Wat bedoel hy daarmee? Leens. Paulus sê mos aan Kolossense 3 vers 9. Hy sê kom ons lieg nie meer vir mekaar nie. Hy sê want om te lieg is deel van die oue mens en die oue mens moet afgelê word. Ons moet stop met leens, want hoekom? Hy sê nie net dis 'n reël nie. Salomo sê God haat mense wat 'n leenagtige tong het. Jakobus sê so, hy sê joh, ouens, ons moet beheer neem van ons tong, want hy sê dit dalk met Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie, maar hy sê dit dalk ook met die gedagte van hierdie 7 dinge wat God haat, waarvan een leens is. Ouens, hê beheer oor jou tong. Maak seker van jou feite. Jy weet, hierdie goed doen 'n mens, hierdie leenagtigheid wat 'n ou so mee rondloop, dis goeders wat 'n mens terugvat na wêreldse gedragte. En dit is God se wil dat ons in die waarheid sal loop. Die teenoorgestelde van die leuen, ons in die waarheid loop. Nommer 3, hande wat onskuldige bloed vergiet. Wat bedoel hy met onskuldige bloed vergiet? Dit beteken eintlik om sonder enige oorsaak mense te wil doodmaak. In die Ou Testament het hulle baie mense doodgemaak. In vandag se tyd maak hulle nog meer mense dood. Maar jy is kind van die Here. Liewe genade, ons maak mos nie meer sommer net mense dood rondom elke hoek en draai nie. Maar waaroor gaan hierdie ding vir my ook? Wat is die betekenis? Om mense skade aan te rig, onnodiglik, sonder dat hulle dit werklik verdien. Om onnodiglik iemand dood te maak beteken wat jy maak hom net dood omdat dit die ingewing van die oomblik is. Jy vererg jou en jy maak iemand dood. Maar wat dit spreek ook van om mense onnodiglik skade aan te rig sonder dat hulle dit werklik verdien. Om voorbeoordeel te wees as gevolg van iemand se ras, as gevolg van iemand se geslag, miskien hulle nasionaliteit. Om onskuldige mense te benadeel in Suid-Afrika se geskiedenis tot nou toe en reg oor die wêreld, waar mense op grond van hulle nasionaliteit en miskien op grond van hulle ras of hulle geslag onregverdig benadeel word. Dit is soos om onskuldige bloed te vergiet. Jy vertrap iemand onskuldig, onregverdiglik. En ons praat nie van as jy nie kwalifiseer vir 'n spesifieke taak of beroep nie. Jy benadeel nie iemand omdat hy werklik of sy nie werklik kwalifiseer vir die spesifieke taak nie. Nee, maar op grond van onskuld. Dit haat God. God kan nie dit verdra as iemand onskuldiglik voor die regbank beland en onregverdiglik benadeel word nie. Nommer 4, 'n hart wat onheilsplanne beraam. Wie wat die Here wil nie ons met onheilsplanne beraam nie. God haat dit om te bedink. Hoor mooi. Om te bedink hoe jy mense kan verneek. As ek nou hierdie Afrikaanse woord so kan gebruik. Om te dink, man, jy lê op jou bed en jy dink, jy sit agter jou lesenaar en jy dink, hoe kan ek iemand verneek? Hoe kan ek onregverdig omgaan met iemand? Hoe kan ek onregverdiglik wins bekom of iemand se guns wen? SARS. En wat jy bedink dit? Jy maak 'n plan, hoe kan jy iemand benadeel? Dis hartseer, nee. Hoe die mens, en ek praat menslik. Ek praat nie vanaand met hoogdrawende en dat ek 'n hoogdrawende Christen is nie, maar wat is hartseer hoe laag 'n mens kan daal in jou mens wees. Dat 'n ou bereid is om te beplan hoe jy iemand kan benadeel. Yes, dat jy 'n begroting so opstel dat jy iemand anders daardeur kan benadeel. Weet jy wat God haat dit? 'n hart wat onheilsplanne bedink. Nommer 5, voete wat hastig na die kwaad toe loop. Wat beteken voete wat na die kwaad toe loop? Hoor jy wat hy sê? Sien jy in? Dit is voete wat loop na die kwaad toe. Dit is so gewilliglik jou sending om kwaad te doen of dit, jy weet wat sleg is of verkeerd is, goed te praat, om wetende
na ondergang toe te loop. Die Here haat voete wat haastig na die kwaad toe loop. Om as daar verkeerdheid is, nie jou rug daarop te draai nie, maar juis daarheen te gaan. Om te loop na onregverdige voordeel, soos wat ons nou na gekyk het, om seer te maak, na dinge wat tot niks toe lei nie, om daarheen te loop, maar eerder om te loop ook na hartseer toe, dinge wat hartseer veroorsaak. Die Here haat dit om te assosieer, selfs met die verkeerde dinge, om te assosieer met die verkeerde mense, om te loop na die afgrond toe. Die Here haat dit dat ons blindelings goed doen, blindelings in goed betrokke raak. Die Here haat dit, ons moet wys optree. Nommer 6, die Here haat een wat as valse getuie leuns uitstrooi. Valsheid. 'n lewe van voorgeen, hè? En iemand wees en praat wat en wie jy nie is nie. Jy's vals selfs in jou getuienislewering. Jy praat die een ding, maar jy doen die ander. Wat bedoel ek? En hoe koppel ons dit aan hierdie ding van 'n valse getuienis? Jy weet, dit is om die vertroue wat 'n ander persoon in jou geplaas het, deur hulle hart miskien, of hulle lewe, of hulle binnebesprekinge met jou te deel. Om valslik voor te kom as betroubaar en 'n vriend en die vertroue wat in jou geplaas is, dan gebruik jy dit, jy misbruik dit, om dan te gaan skinder en sleg te praat van jou man of jou vrou, jou vriende, jou ouers, jou predikant, jou kollegas, jou baas, maak nie saak wie nie. Dit is om 'n valse getuie te wees van iemand, om iemand in 'n slegte lig te plaas. Die Here haat dit, om iemand se lewe as gevolg van dit, eintlik hel te maak. Want is dit nie wat valse getuienis uitstrooi doen aan mense nie? Dit maak 'n ou se lewe hel hier op aarde. En jy voel jy wil ontsnap, en jy kan nie ontsnap nie, want waar jy ook al gaan, loop jy jou vas in valsheid. En 'n valse mens is vir die Here gruwel, want weet jy wat, mense moet wegtrek uit dorpe uit skole uit, moet besighede, moet werke bedank, omdat daar valsheid gespreek is en geglo word. Die Here haat dit. Hier is nommer 7 wat vir God te gruwel is, om tussen broers tweedrag te saai. Spreuke 6:16. Dit is 'n gruwel vir die Here. Jy weet, Salomo hanteer hierdie saak asof hierdie individu se intensie en drywing is om tweedrag te saai, om wigte in verhoudinge in te slaan. Hulle is werklik werkers van onenigheid. Wigte wat verhoudinge en besigheidstransaksies en werksmoontlikhede en bevorderings in kerke kan vernietig. Jy weet, en nie verniet het God hierdie psalmis, jy weet, Dawid, die volgende psalm laat opteken nie, en dit is Psalm 133. Ek lees dit gou vir jou. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. Dis 'n stelling wat hy maak. Hy sê dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Vergeet vir 'n oomblik van Aaron en van die baard en die soem van sy klere. Dit is soos die dou, sê vers 3, van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Vergeet al die beeldspraak en hoor net die seën wat daar is in eenheid. Hy vergelyk eenheid tussen broers as kosbare olie wat die hele menswees salf, Dit is gesond. Dis soos dou uit die hemel wat kom rus op die mens en die mens kom bles, man. In hierdie eenheid, sê Dawid, dis daar waar God sy seën gebied, en hierdie seën is lewe tot in ewigheid. Geen wonder die sielsvyand werk so hard om eenheid op te breek, want daardeur keer hy die vloei van God se seën, en dis hoekom dit God grief. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar ek beleef die teenwoordigheid van 'n Satansgees wanneer jy die resultaat van tweedrag aanskou. Maar
Kan jy ook met my saamstem? Die vreugde en die lekkerte en die seën en die samehorigheid en die salwing, wanneer daar eenheid in enige vorm van verhouding is, jy beleef God se gees is daar. Nou vers 12 beskryf eintlik die kondisie of die karaktertrek van so 'n man se hart. Spreuke 6 vers 12. 'n deegriet, 'n kwaaddoener. In hakkies sê ek, want ek het gaan kyk wat is die betekenis van 'n deegriet en 'n kwaaddoener. Iemand wat kwaadwillig is. Iemand wat 'n waardeloosheid beleef, iemand wat goddeloos is, iemand wat stout is hy wat met 'n valse mond rondloop, wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingerstekens gee, in wie se hart valse streke is, wat onheil bewerk en tweedrag saai. Salomo sê, iemand wat hierdie karaktertrekke openbaar is nie net kwaadwillig nie, maar daar is 'n tipe van 'n waardelose gevoel aan sy binneste en hy probeer die waardeloosheid wat hy of sy aan hulle binneste ervaar op sulke wyses beter maak. Om ander af te breek deur leuns en tweedrag en hoogmoed, is dit nie dan 'n poging om jou beter te laat voorkom of beter te laat voel nie, sê Salomo, dan ook indirek. Het is so 'n minderwaardigheidsgevoel en dan breek ou ander mense af en jy veroorsaak tweedrag sodat jy kan beter voel. Salomo sê ook sulkes is goddeloos. Dis 'n baie sterk uitspraak die. Hy sê deugniete en kwaaddoeners soos wat vers 12 sê en vers 16 van praat. Hy sê is soos om goddeloos te wees. 'n baie sterk uitspraak. Dit sê, daar is niks van God in 'n mens nie, jy's goddeloos. As hy of sy so teenoor ander mense en God optree, dis asof hierdie haateienskappe, karaktereienskappe 'n bewys is dat daar niks van God in so iemand se lewe is nie. Is nogal hard gesê. Nou hierin, en dit wat ons nou alles na gekyk het, daar is 'n waarskuwing ook, want Spreuke 6 vers 15 sê, daarom sal sy ondergang, hierdie dinge wat God haat beoefen, daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsien sal hy verbreek word sonder daar genesing voor is. Hoekom so dan? Hoekom so? Want Salomo bedoel ook dat hierdie karaktertrekke van deugniet wees en kwaaddoener is, pas by iemand wat bloot stout is, man. En as jy stout is, dan is daar korreksie, 'n pak sla, soos ons mee groot geword het. Maar Salomo hanteer dit meer ernstig as net 'n pak sla. Hy sê die goed loop 'n tipe van 'n verbreeking voor wat nooit herstel kan word nie. Is dit nie dit, in 'n mate tot 'n geweldige waarskuwing vir ons en ook 'n vermaaning om tug te aanvaar en dinge reg te stel en om te draai voordat baie seer kry en jy daardeur onregmaaklike sielsskade ly nie. Hierdie goed waarvan ons gelees en hanteer het nie, is nie Ou Testamentiese goed nie. En laat dit tot, in 'n mate in God se oë verval het tot 'n laer klas van sonde nie. Nee. Paulus bring dit in die Nuwe Testament in, net soos Jesus, en hy noem hierdie dinge die vrug van die vlees wat God se koninkryk nie sal beerwe nie. Johannes 8 sê dat hierdie eienskappe die vader van die leuen se eienskappe is. Nou jy weet deur die profeet, die boereprofeet Amos, sê God, daar in hoofstuk 5 vers 15 van Amos. Hy sê, julle moet haat wat sleg is. Julle moet lief hê wat goed is. Ek het aan die begin gesê, as God 'n ding haat, moet ons dit ook haat. Amos sê, julle moet haat wat sleg is. Julle moet haat wat God haat. En julle moet lief hê wat God lief het. En handhaaf die reg in die poort, in die lewe. En dan sê hy, as jy dit so doen, sal die Here van die leerskare tog hom ontferm oor jou, Daarom moet ons beklei en streef na wat reg en opbouend is en wat lei tot eenheid. Nou wil ek vanaand vir jou sê en ek wil jou groet hiermee. As jy hierdie waardeloosheid in jou binnekant identifiseer, die oorsaak van daardie begeerte om verkeerd op te tree, wil ek vir jou sê, vra die Here om daardie leemte met sy Heilige Gees vol te maak. Want as ons bely, is Jesus getrou en regverdig om ons eerstens te vergewe. En die gees van die leuen, daardie waardeloosheid uit ons harte te verwyder deur die teenwoordigheid van sy Heilige Gees en te besef, ek is kosbaar, man. Jy's kosbaar in Jesus se oë, so kosbaar dat Jesus vir jou gesterf het aan die kruis. En weet wat, Jesus sal jou waarde herstel. En wanneer jy waarde het, weet wat is die mooi, dan voeg jy ook waarde by ander mense. Prys die Here.
Nou as jy jou goddeloosheid besef, miskien is jy daai goddelose een, stel dit reg man. Onthou as jy in goddeloosheid is die sielsvyand in besit van jou hart. Bely vandag nog, die gees van die waarheid, as Heilige Gees in jou is, dan sê dit nie meer goddeloos nie, maar dit sê God met my en hy lei my. En weet jy, daar's baie hartseer verhale as jy te nagekom was deur dinge. Jy was of is aan die ontvangkant van hierdie 7 dinge, en jy was sleg benadeel, en dit het vreeslike skade gebring, wil ek vanaand vir jou sê, bring jou laste na Jesus. Hou op baklei, my maat. Hou op verwyd, hou op haat, bring jou laste na Jesus. Ek praat uit ondervinding. Daarom sê ek vir jou, laat Jesus jou saak stry. God is regverdig, vertrou God vir genesing en herstel, en die Here sal jou saak stry. Prys die Here, dit was wonderlik om vanaand met jou te gesels, ons tyd het uitgeloop, mag die Here jou seën hierdie week wat voorlê, vanaand gaan slaap lekker, en laat hierdie woord vrug dra in jou hart. Ek groet jou, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, soos ek altyd sê, en soos wat Jesus sê, as die Here se wil daarby is, sien ons mekaar volgende week weer. Blessings.